Goeiemôre familie, dit is Donderdag. Dankie dat jy vanoggend weer inskakel. Ons gesels hierdie week oor die Here van my lewe en ek hoop dat iets in jou besig is om te skuif, dat iets besig is om in jou te roer. Ek gaan weer vandag vir jou Romeine 5 vers 1 lees. Dit sê: As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Een van die gevaarlikste maniere, en dit is waarop ons gister gefokus het, om as 'n gelowige te leef, is om steeds te dink, jy moet God se aanvaarding verdien. Jy glo dalk dat Jesus vir jou gesterf het, maar diep in jou hart leef jy nog asof God se houding teenoor jou elke dag verander, op grond van hoe goed of hoe sleg jy op daardie dag gevaar het. Op 'n goeie dag voel jy naby aan God, voel jy kan weer bid, jy het weer moed. Op 'n slegte dag, goeie aarde. Jy voel moedeloos, jy voel ontevrede, jy voel teleurgesteld en ver van God af. Maar Paulus kom en hy sê nie dat ons dalk eendag vrede met God sal hê nie. Hy sê, omdat ons dan nou op grond van geloof wat is vrygespreek is. Dit beteken, jou aanvaarding vir God rus nie op jou vermoë om konstant reg te wees nie. Dit rus op een persoon alleen en dit is Jesus. Dit gaan nie oor die grond waarop jy staan nie. Jou dissipline, jou emosies, jou rekord, selfs jou selfbeheersing nie. Dit is net Jesus alleen. En dit is wat Paulus in Romeine 5 vers 1 vir ons duidelik wil maak. Dat ek bid nie om God my kind te maak nie, ek bid omdat ek deur Christus sy kind geword het. En hierdie is goed. Ek gehoorsaam nie om God se hart sag te maak nie, ek is gehoorsaam omdat sy genade my reeds gevind het. Ek dien nie om 'n plek by God te koop nie. Ek dien omdat Jesus reeds vir my plek gemaak het by God. Want baie mense raak geestelik moeg omdat hulle onbewuslik 'n prestasie geloof gekry het. Hulle moet hul verhouding met God heeltyd aan hulle laaste week, hulle laaste fout, hulle laaste oorwinning of hulle laaste mislukking meet. Maar die evangelie leer jou om jou lewe nie te meet aan 'n wisselvalligheid nie, maar aan Jesus se voltooide werk. Want ons gevoelens mag verander. Ons seisoen mag verander. Ons krag mag wissel. Maar as jy deur geloof vrygespreek is, dan wat gebeur? Dan staan jy steeds in vrede met God ten spyte van dinge wat verander rondom jou. En hierdie waarheid maak 'n mens nie miskien laks vandag nie, dit maak jou gesond. Want wanneer jy weet jy is in Christus aanvaar, begin jy anders te groei. Dan word gehoorsaamheid nie 'n desperate poging om God te beïndruk nie, maar 'n liefdevolle antwoord op sy genade. Dan dien jy nie uit vrees nie, maar uit vrede. En dit is hoekom Jesus werklik die Here van my en jou lewe moet wees. Want solank ek nog self in die middel, jy self in die middel staan, sal ons altyd probeer om ons eie aanvaarding te bou. Maar wanneer Jesus Here is, dan hou ek op om my eie verlosser te probeer wees. Ek hou op om my eie rekord te aanbid. Ek hou op om my eie geestelike CV aan God voor te hou. Ek buig voor die Here wat reeds klaar gedoen het wat ek nooit self kon doen nie. En daar is 'n diep rus in hierdie waarheid. Ek hoef nie myself te bewys nie. Daarom kan ek nou leef, dien, groei, bely, opstaan, aanhou. En hier's iets om oor te dink vandag. Het jy al sekerheid dat jy in Christus reeds aanvaar is? Het jy vandag al sekerheid, want dit is wat die skrif vandag vir jou wil gee. Kom ons bid saam. Here, vanoggend bid ek vir 'n diep sekerheid om ons harte te vul, dat daar is niks wat ons meer kan doen om onsself te bewys nie. Dit is net deur u genade alleen wat ons gered is, deur wat Jesus vir ons kom doen het. En vandag kom bid ek, dat daai waarheid sal insink. Daai waarheid, dat u reeds die Here van ons lewe is, 'n werklikheid sal word vir ons elkeen, in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Môre is Vrydag, die naweek is amper hier, ons het 2 oordenkings oor vir die week. Ek nooi jou om saam met my die res van die week te reis. Mag jy 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.